daar's 'n paar dinge wat ek graag vanaand wil doen. Ek wil eerstens by die woord na u toe kom en dan gaan ons 'n woordjie, gaan ons weer in groepies net saam bid oor hierdie gedagte wat ek met u gaan deel. En dan wil ek graag ook by hierdie geleentheid vir oom Jan en tannie Tina wil ek graag bid en ons gaan geleentheid later gee en ons gaan hulle salf en hulle gaan self vir u sê deur die baie moeilike tyd waardeur hulle gaan. So dis wat alles wat ek graag in die tydjie wil inwerk wat ons vanaand tot ons beskikking het. Maar blaai saam met my, ek wou weer vir u sê terwyl jy so toe blaai, jy sal nou 'n paar skrifgedeeltes sien, maar blaai so lank na die boek Hebreërs toe. Nou ek wil tog vanaand vir u vra dat u hart sal oopstel. En hier is 'n wonderlike gedagte, ek gaan met u oor hierdie gedagtes praat. Ek wil die Ou Testamentiese hoëpriester. En as u van hom wil lees, dan gaan u na, dis waar hy in die Ou Testament voorkom. En ek gaan dit môre vir u skematies wys, hoe was die hoëpriester, hoe was hy aangestel gewees? Dis nie sommer net enige persoon nie, dis my so mooi, toe ek dit lees, God begin by 'n persoon, Abraham. En hy gebruik Abraham om 'n volk daar te stel. En uit daai volk uit kry hy 'n huishouding. Eers 'n stam en uit daai stam uit kry hy 'n huishouding. En uit daai huishouding uit daai familie word dan die hoëpriester wat in die Ou Testament dan Aaron was. Daar is hy. En u kan dit daar lees, maar ek wil hê u moet saam met my na hierdie hoofstukke toe blaai. Hebreërs hoofstuk 8 en Hebreërs hoofstuk 1, want ek gaan vanaand die Ou Testamentiese hoëpriester gaan ek afspeel teen die Nuwe Testamentiese hoëpriester. Nou ek het vir u Hemelvaart vertel hoe dit werk, dat die Here Jesus nadat hy uit die dood uit opgestaan het, het hy opgevaar na die hemel en die boek Hebreërs is nogal baie lief om daaroor te praat. Het hy gaan sit in Hebreërs hoofstuk 1, het sê die Bybel, hy het gaan sit aan die regterhand van God. Nou hierdie waarhede word 'n paar keer vir ons oor en oor gesê. Nou wil ek dit self vir u wys, dit help nie net vir u sê, gaan lees daai gedeeltes nie. Ek wil hê u moet dit self in die Bybel vanaand sien. Nou as u na Hebreërs 1 toe blaai, dan sal u sien dat die skrywer begin en hy sê daar, is hy daar by Hebreërs 1, ek wil net so 'n paar verse vir u uitleg. Hebreërs hoofstuk 1. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd, dis nou in die Ou Testament, gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Nou sê Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord. So hoe praat die Here met jou en my vandag? Daar is maniere hoe die Here hom openbaar aan mense, maar die enigste manier hoe God met ons praat is deur sy woord. Hy sê dit in Hebreërs. Hy sê God het baie keer in die Ou Testament deur profete gepraat. Hy sê in die laaste tyd praat hy met ons deur sy Seun. Nou kyk nou mooi en wag, hier kom hy nou wil ek dit eers vir u wys, vers 3 C gedeelte. Kom ek lees die hele vers 3. Hy sê hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid. Die afskynsel, die skaduwee, dis 'n baie mooi woord, hierdie woordjie afskynsel, dis soos 'n fotostaat van die oorspronklike. Jy sal moet mooi kyk om die egte en die fotostaat. Vandag se masjiene maak dit asof jy nie kan sien wanneer dit die afskrif is nie, né? Hy, Jesus wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en hoor hierdie woord, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, hoor nou mooi, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Dit is nie mooi nie, jy moet Hebreërs lees. Blaai gou saam met my na Hebreërs hoofstuk 8. En nou kom hy, en dan sê hy
hierdie woorde weer. Hoor hoe begin hy. Die hoofsaak nou, Hebreërs 8 vers 1, die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dit. Ons het so 'n hoëpriester. Hoe 'n hoëpriester? Hy kon net so maar gesê het, ons het 'n hoëpriester. Maar hy sê, ons het so 'n hoëpriester, wat gaan sit het, aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Met ander woorde, ons het 'n Nuwe Testamentiese hoëpriester wat in die hemele is. Dis dan mooi om dit te dink, nee, 'n hoëpriester. My hartsbegeerte is dat hierdie gedagtes wat ek vanaand met u gaan deel, is vir kinders van die Here, dat dit u so sal kom bemoedig, dat hierdie waarheid wat ek nou vir u oor en oor sê, ons het 'n hoëpriester in die hemele. Nou wil ek net so 'n bietjie lees. Gaan nou na hoofstuk 9 toe. En nou verduidelik hy oor hierdie hoëpriester. Nou het ek vir julle 'n paar skyfies gebring dat u nou net kan weet waaroor ek praat. Nou wil ek hierdie graag net vir u lees. U moet nou baie mooi kyk. As u nou die tabernakel bestudeer, tabernakel beteken tent of tentwoning. Dit was 'n plek waar die volk in die woestyn moes opslaan. Dit het beteken God het na sy volk toe gekom. Hy het hulle deur daardie tabernakel, dit is hoe dit gelyk het, die stamme was reg rondom gewees. Baie mooi, hier is 'n boodskap op sy eie, maar baie mooi beeld van waardeur die Here met sy volk gepraat het en sekere dinge wou deurgee. Maar wanneer ons nou by hierdie kom, kyk nou baie mooi. Hier kom jy nou in. Hier's die hek, hier's die poort na binne toe. Niemand mag daar oorgeklim het nie. Die Here het gesê, daar is die weg. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, nie? Nou as jy nou daar inkom, dan kry jy nou sekere dinge. Daar is die brandofferaltaar. Dis nou die poort. Hier is nou net 'n voorstelling wat ek wil gebruik. Ek gaan nou vanaand met u praat oor dit wat agter daai gordyn gebeur het. En die hoëpriester mag net eenmal 'n jaar daarin gegaan het. En dan het hy daarin gegaan om versoening te doen vir die volk se sondes. En ek wil dit vir jou beskryf, hoe was hierdie hoëpriester? Want die Bybel sê, want ons het nou so 'n hoëpriester. Hy gaan nie net een keer 'n jaar in daai gedeelte word genoem die allerheiligste, hierdie word genoem die heilige. Hierdie deel hier is die voorhof. Kan ek gou vir jou dit so wys? Daar's die brandofferaltaar, dan gaan jy daarin, dan kry jy die voorhof, daar staan hy. En dan kry jy die voorhof en dan kry jy die allerheiligste. Dis waar God was. Dis waar hy gewoon het. Niemand anders as die hoëpriester mag daarin gegaan het nie, eenmal 'n jaar. Nou kyk nou baie mooi as jy nou al hierdie meublement na kyk. As jy nou hier inkom, is die brandofferaltaar, dan het jy die kandelaar gekry, alles die binnekant was goud gewees. Jy het die tafel met die toonbrode gekry, dan het jy die volgende reinigingsaltaar gekry en dan daar het jy gekry. As jy nou daai baie mooi bestudeer, dan sê jy sien dat lê in die vorm van die kruis. Die hele tabernakel lê in die vorm van die kruis. En God wou al reeds daardeur, wou hy die boodskap deurgee, dat die kruis van die Here Jesus, kyk nou daar wys ek dit weer vir die, wat voor was, hier is die voorhof, die weg, die waarheid en lewe, en daar kry jy die koper waskom, daar kry jy nou die kandelaar, die tafel met die toonbrode, die reukofferaltaar, en daar is die allerheiligste, daar is die gordyn. En net daar mag die hoëpriester ingegaan het. En in die Ou Testament was dit Aaron gewees. So daar is weer 'n beeld daarvan, so hierdie hoëpriester eenmaal net daar waar ek vir u wys, mag hy dan ingegaan het. Kyk gou wat sê Hebreërs. Al hierdie dinge wat ek nou vir u genoem het, moet u in Hebreërs 9, ek het nou vir u gesê, ek sal dit gekry het in Eksodus 28, en jy sal dit verder kry,
Maar kyk nou net mooi, wat sê hy hierso in Hebreërs 9. Vers 1, hy sê, so het dan die eerste verbond, sowel as verordeninge vir die erediens, as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, kyk mooi wat sê hy hierso. Hy sê die tabernakel is so ingerig. Nou praat hy van dit wat daar binnekant ingaan. Hy sê heel eerstens, kan jy glo, dit sal in die Nuwe Testament. Mense sou verwag dit moet net in die Ou Testament wees. Hy sê die eerste waarin die kandelaar was en dan die toonbrode en dan praat hy van die heilige. En dan gaan hy verder aan. Hy sê en agter die tweede voorhangsel. Agter die tweede voorhangsel, hier is die eerste voorhangsel. Hy sê agter daardie voorhangsel sê hierdie woorde, hy sê en agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, dan noem hy alles wat daar ingaan, en dan begin hy praat oor die Here Jesus. Is dit nie wonderlik nie, nee? Dan sê in vers 9, hy sê, dit was 'n beeld met die oog op die teenswoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het uit spys en drank. Maar Christus, hoor hierdie woorde, vers 11, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort, ook nie met die bloed van bok en kalwers nie, dan gaan hy al hoe meer daaroor uitbrei. Ek wil graag vanaand 'n bietjie met u praat oor hierdie Ou Testamentiese hoëpriester. Ek wil begin met hierdie stelling, God het 'n man afgesonder. Hy het 'n man afgesonder, wat hy tot 'n groot volk wou maak. God sonder mense af, om in die tabernakel te dien. Kan jy dit nou glo? Nie net priesters nie, en leviete nie. En om hierdie hoëpriester nou vanaand vir jou te begin verduidelik, en om hom af te speel teen die Nuwe Testamentiese hoëpriester, wil ek begin met die kleed. En as jy oor hierdie kleed wil lees, ek wens ek het baie tyd vir dit, dan wil ek dit so graag vir u lees, dan sal jy dit vind in Eksodus 28, waar hierdie hele kleed dan ook hanteer word. En daar is die kleed van die hoëpriester, dis hoe die hoëpriester in die Ou Testament gelyk het, nee? So hy het 'n onderkleed aangehad, wat genoem word die wit, hy was wit gewees van fyn linne, die wit gedeelte, en dan was dit die blou gewees, daarna is verwys die mantel, en dan was daar boor die mantel, dis die laag wat hy moes aantrek, dan was dit daar die kleurvolle volle gedeelte wat dan heel bo oor gekom het. Nou, daar is die verskillende beskrywings daarvan, maar ek gaan nie vanaand die hele een hanteer nie. En maar hy sê vir Aaron vers 2 van Eksodus 28, hy sê, en jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak tot eer en tot sieraad. Dan sê in vers 3, hy sê, hierdie klere moet heilig wees, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. En dan brei hy uit oor hierdie hele kleed wat daar gemaak moet word, en dan kom hy by hierdie woorde, dan sê hy, dit moet in diens van 'n heilige God, moet hy dit dra. Wanneer hy in teenwoordigheid van hierdie heilige God kom, dan moet hierdie klere gedra word. Nou al hierdie verse wat ek nou vir u lees, is alreeds 'n heenwysing na die Here Jesus, wat as die Nuwe Testamentiese hoëpriester gaan wees. Nou hierdie klere van Aaron het uitgebeeld, uitgestraal skoonheid en glorie, maar meer as dit. Dit het gereflekteer die skoonheid en die glorie van die hemelse hoëpriester, die Here Jesus wat nou sou kom. So Aaron se klere, die Ou Testamentiese klere, moes God se heerlikheid en sy pragt weerspieël het. Nou Aaron is 'n tipe van die Here Jesus in sy priesterlike ampt.
En dit was wat die Here Jesus dan was. So ek wil so 'n bietjie net by sy klere stil staan en ek wil vanaand vir u wys wie hierdie Jesus is. Wie is hierdie hoëpriester? Hy is nie maar net 'n persoon wat in die hemele sit nie. Hy dien 'n ampt vanaand uit en hy is besig vanaand, behalwe om vir jou in te tree, is hy wat hy graag wil wees, soos hierdie aardse hoëpriester vir die mense was, wil Jesus die Nuwe Testamentiese hoëpriester wat in die hemel is, vanaand vir sy kinders wees. En hoe leer ons hom ken? Niks anders as net deur hierdie drag wat hy moes aangetree het, hierdie Ou Testamentiese hoëpriester. Hy sê jy moet ook 'n rok van fyn linne kunstig bewerkstellig. Nou wanneer jy hierdie fyn linne begin bestudeer, staan fyn linne altyd in die Bybel vir twee dinge. Geregtigheid, fyn linne verwys na geregtigheid, en dan die tweede woord waarna fyn linne verwys is dan ook regverdigheid. So wanneer hierdie Ou Testamentiese hoëpriester hierdie drag van hom aangetree het, hierdie klere van hom, hierdie priesterlike drag van hom, dan het hy dit gepraat en die volk het dit gesien, geregtigheid wat uit hom uitstraal, heiligheid, regverdigheid wat uit hom uitstraal. So dis waarvoor hierdie hoëpriester gestaan het, regverdigheid en heiligheid. So wanneer hy hierdie klere aan het, wanneer hy voor God verskyn, dan verskyn hy met hierdie rok, heel eerstens, heel onderaan, is fyn linne, spierwit fyn linne. Kom ek pas dit vanaand net toe op die Here Jesus. Waarna verwys hierdie fyn wit linne, wat hierdie rok beteken? Jy sien, as dit by die Here Jesus kom, en ek gaan nou vanaand vir jou baie teksverse gee, wat daarna verwys. Jesus is die sondelose, volmaakte seun van God. So daar's 3 woorde, sondeloos, volmaak en geregtigheid. Kyk wat sê Hebreërs 7 vers 26, hy sê, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Hoe moet hierdie hoëpriester wees? Hy praat van die woordjie so. Nou beskryf hy hierdie woordjie so, een wat heilig, een wat onskuldig, een wat onbesmet, afgeskeie is van sondaars, en een wat hoër as die hemele geword het. Kan jy jou indink dat hierdie hoëpriester Jesus, die hemelse hoëpriester, is die een wat vanaand vir jou intree, en hy voldoen aan al daardie eienskappe, een wat heilig is, een wat onskuldig is, afgeskei is van sondaars. Sien, hy moes eers uit die dood uit opgestaan het. En toe het hy opgevaar en toe gaan sit aan die regterhand van die Vader. En nou sien ons hom in sy verheerlikte staat. Hoor wat sê Openbaring? As Openbaring dit beskryf, dan beskryf hy hom presies so in hierdie fyn linne. En Johannes beskryf, hy sê, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang. Sien, daai kleed wat Johannes sien, ek sien die hoëpriester in hierdie persoon, hierdie seun van God wat daar staan in Openbaring. Ek sien hom heel eerste as die hoëpriester, en dan beskryf hom verder, maar hy sien die ampt van die hoëpriester, sien hy raak. Toe die Here Jesus gekom het, toe staan hy met hierdie fyn wit linne rok voor God. Hoe weet ek dit? Hierdie fyn linne rok praat van die geregtigheid, jy staan voor geregtigheid, met geregtigheid voor God. Hoor wat sê 1 Korintiërs 1 vers 20. Hoor nou hierdie vers. Hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, hoor hierdie woorde, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Maar deur hom is julle in Christus Jesus. Hoe is ons in Christus Jesus? Hy het dit vir ons geword. Wysheid uit God, geregtigheid, hy het voor God gestaan
met hierdie wit kleed aan, geregtigheid. Hy het dit vir ons geword, en ons word deel daarvan. 2 Korintiërs 5 vers 21, hierdie baie bekende teksvers, sê hierdie woorde, want hy wat nie sonde geken het nie, is sonde gemaak, sodat ek en jy kan word, geregtigheid van God in hom. Weet jy wat is my so wonderlik? Hoekom hierdie woordjie geregtigheid? Want ek praat met jou oor hierdie wonderlike hoëpriester, ons hemelse hoëpriester. Jy sien, daarom maak dit nie saak watter sondes alles op hom geplaas word nie. Maak nie saak wat jou sondes is nie. Hy staan met volkome geregtigheid voor God. Ons het so 'n hoëpriester, volkome. Hy het hierdie wit kleed aan, van fyn linne. En omdat hy met daardie wit kleed staan, kan ek met vrymoedigheid na God die Vader toe gaan, want ek gaan deur hom. As God na my kyk, dan kyk hy in hierdie wit kleed van geregtigheid was. Wonderlik is dit dan dink, ons het so 'n hoëpriester. Maak nie saak hoe diep ek en jy geval het in ons geestelike lewe nie, of in die lewe, of met watter skuldgevoelens ek en jy sit nie. Ek kan deur hierdie hoëpriester, hierdie hemelse hoëpriester, so 'n hoëpriester, sê Hebreërs skrywer, kan ek voor die Vader kom staan, want ek het so 'n hoëpriester, en hy sien en hy kyk in hierdie wit kleed van geregtigheid, hy kyk in die Here Jesus vas. En weet jy wat vir my so wonderlik is? Wanneer ek met berou na hom toe kom, dan beklee hy my met sy geregtigheid. Nie my geregtigheid nie. Hy kom beklee my, kan ek dit sê, met daardie wit kleed wat hy aan het, met sy geregtigheid, kom beklee hy my. Hierdie kleed van hierdie hoëpriester bestaan uit 7 dinge. Ek gaan nie by al 7 kom, ek wil net hier en daar vir jou ietsie wys. Hoe weet ek dat hierdie hoëpriester, ons hemelse hoëpriester, hy het nie net gaan sit in die hemel en hy wag nou vir die dag wanneer alles verby is nie. Nee, hy verrig diens in die hemel. Daai gordel vertel vir my wat hy om hom het. En hy sê in hoofstuk 39 vers 29, hy sê, en die gordel van fyn dubbeldraad linne. Kyk nou, daar's 3 klere wat baie mooi beskryf word. Die gordel sê iets, ek wil gou vanaand vir ietsie wys. Hy sê word beskryf deur pers, purperrooi en bloedrooi stowwe. Kan ek gou vir ietsie wys? Al daai klere praat van dat hierdie hoëpriester diens verrig, praat van sy dienswerk. Hy is besig om vir jou en my in te tree by God die Vader. Hoor hierdie vers, Hebreërs 7:25, so bekende vers. Ek hoop hy is vir jou ook bekend. Sê ek bid baie hierdie vers. Daarom kan hy ook volkome red. Die wat deur hom, deur hierdie hoëpriester, hierdie hemelse hoëpriester, tot God gaan. Hoor dan hierdie vers, hy sê, omdat hy altyd leef. Nie net baie keer nie, hy leef altyd. Sy werk is om vir jou en my in te tree. Ek noem vir jou ietsie van die mantel. Daar gaan jy dit kry, want daai mantel beskryf iets van hierdie Nuwe Testamentiese hoëpriester. Nou kyk 'n bietjie baie mooi. Ek sien nou my liggie wil nou nie vanaand werk nie. Elke kant is daar iets wat nie wil werk nie, maar ek wil net vanaand dit vir jou wys. Hierdie blou mantel is bo oor daai wit kleed aangetrek. So die heel eerste ding wat hierdie hoëpriester aantrek, as hy hierdie kleed aantrek, hy trek die spierwit aan, dan trek hy die blou mantel. Die blou staan bekend as 'n mantel. Trek hy bo oor daardie wit rok aan. En dit was in een stuk geweef. Jy moet nou baie mooi hoor wat ek wil sê. In een stuk geweef. Met 'n opening heel bo, waar net die hoof kon deurgekom het. So die mantel is in een stuk geweef gewees.
So hy was 'n bietjie korter gewees as wat die witte as wat die fyn linne kleed was. Maar aan daai kleed, daai mantel, aan die soomgedeelte, kyk nou baie mooi. Jy gaan vind, was 'n klokkie gewees, jy het 'n grenaatjie gekry wat kleurvol is, sien jy dit? Dan het jy 'n klokkie gekry, dan weer 'n grenaatjie, dan weer 'n klokkie, dan weer 'n grenaatjie, dan weer 'n klokkie. Nou as jy na daai grenaatjie kyk, dan sal jy sien hy het bestaan ook uit 3 kleure. Kyk gou daar. Daar's die klokkie, daar's die grenaatjie. Kyk na die kleure: pers, dan purperrooi en dan bloedrooi. En so moes aan daardie kleed dit gewees het. Kyk, daar's die kleed. Heel onder aan daardie kleed het ek nou vir jou vergroot. Dis hoe dit moes gelyk het. En kyk nou baie mooi. En daai klokkies was van suiwer goud gewees. Suiwer goud. En die funksie van daai klokkies was dat hulle moes gedurig gelei het. Soos wat hierdie hoëpriester geloop het, het die klokkies gelei. Die klokkies het gelei solank as wat hierdie klokkies hierdie hoëpriester moes geloop het. Nou hy daar ingegaan. Daar het hierdie hoëpriester ingegaan. So hy gaan eenmaal 'n jaar in die allerheiligste gedeelte om vir die volk se sondes te gaan boet daar voor God. En hy tree vir hulle daarin sodat hulle vergifnis van hulle sondes kan kry. En wanneer die hoëpriester daar ingegaan het, was daar by hierdie volk 'n geweldige afwagting geweest. Daar was 2 dinge wat hulle na geluister het as hy daar ingegaan het. Jy sien, solank die klokkies gelei het dit vir hulle getuienis gegee dat hierdie hoëpriester leef nog. Solank hulle hierdie klokkies se geluid hoor, weet hulle God het nie die hoëpriester doodgeslaan, maar daar is vergifnis vir hulle sondes. En die tweede ding wat hulle agtergekom het, dat daar gaan vergifnis van sondes wees. God gaan hulle vergewe. Solank die klokkies gelei het, hoor nou mooi. Ons het 'n hoëpriester wat altyd vir jou en my intree. Wat sê dit vanaand vir jou? Solank ek en jy die klokkies hoor, solank as wat hierdie hoëpriester in die hemele beweeg, lei daar klokkies. En hierdie klokkies praat van ons het 'n volmaakte voorspraak by die Vader. 'n volmaakte, hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 1, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Ons het een wat intree, die klokkies lei. Hy is die een wat vir jou en my intree, een wat kan verstaan. Is dit wonderlik nie? Een wat vanaand kan verstaan. Ek wil vanaand net hier stop. Ek wil vanaand vir u sê wat u behoefte ook al mag wees vanaand. Wat u begeerte ook al vanaand mag wees. Wat in die hart ook al mag aangaan. Ons het vanaand 'n hoëpriester. Sy naam is Jesus Christus. Hy staan bekend as die hemelse hoëpriester. En wanneer ons vanaand gaan saam bid, dan kan jy vanaand na die Here toe kom en sê, Here Jesus, ek wil net vanaand vir u so baie dankie sê dat ons 'n hoëpriester het. Dat u my hoëpriester is. En dat ek vanaand na u toe kan kom, hoor gou mooi. Ons hoëpriester lewe. Hy leef tot in alle ewigheid. Is dit wonderlik nie, vriende? Hy leef. Hy leef. Hy is nie net vanaand my redder nie. Hy is nie net vanaand my verlosser nie. Hy wil vanaand jou hoëpriester wees, die een deur wie jy kan kom tot by God. Net vanaand kan sê, Here, dankie dat ek vanaand een het. Jy weet, as ek hierdie goed bestudeer, dan sê ek vir myself, wat het die Ou Testamentiese hoëpriester geweet van medelee? Hy het eenmaal 'n jaar ingegaan, dit was sy werk. Hy het met hierdie volk se sondes ingegaan en hy het daar
voor God gaan verskyn en dan het hy maar weer uitgegaan. Weet jy, dit is my so wonderlik, jy moet hierdie gaan lees, ek wil nou nie meer tyd vat nie, ek het nou my perk op die tyd. Hierdie hoëpriester was met 'n tou vasgemaak. As hy daar in die allerheiligste ingegaan het, was daar 'n tou aan hom vasgemaak. Dat as hulle nie die klokkies hoor nie, dan weet hulle God het hom doodgeslaan en niemand anders mag in die allerheiligste ingegaan het nie. Dan het hulle hom uitgetrol, hulle het hom uitgetrek. Hulle moet nie naby kom, daar in God se teenwoordigheid, hulle trek hom met 'n tou uit. Hoor nou mooi. Ons hoëpriester, die hemelse hoëpriester, hy leef om altyd vir jou en my in te tree. Ek wil hê ons moet groepies maak. Ek wil hê jy moet vanaand vir die Here kom sê, Here, dankie dat ek so 'n hoëpriester het. Vergeet van jou man, jy trek die kringetjie om jouself. Dankie dat ek vanaand so groot hoëpriester het. Een wat deur die hemele gegaan het om vir my in te tree. Kan ek gou nog net ietsie wys? Ag, ek wil net gou, Gerard, gaan net gou weer terug na daai skyfie toe van hierdie hoëpriesterlike kleed. Ek wil gou vir iets wys. Hierdie is my so wonderlik. Hoe weet ek ons het 'n so hoëpriester? Blaai gou saam met my na Matteus toe. Matteus 26. Ek wil dit vir u wys, want môre gaan ek aan na 'n ander gedeelte toe. Kyk wat sê Matteus. Die dag toe die Here Jesus voor Kajafas staan. Toe Jesus voor die Joodse raad was. Is hy daar, Matteus 26. Ek gaan van vers 62 vir u lees. Daarop staan die hoëpriester op en sê vir hom, dis nou Kajafas, die aardse hoëpriester, hy sê, antwoord u niks, wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly en die hoëpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, u het dit gesê. Maar ek sê vir u almal, van nou af, jy omkring die woordjie, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Hoor nou mooi, vers 65. Toe Jesus hierdie verklaring maak, ek is die Seun van God, en hy gaan op die wolke kom, hoor hierdie woorde. Toe verskeur die hoëpriester sy klere. Wat het ek vir jou hier gewys? Daai deel is geweef. Hy kon nooit skeur nie. Nooit. En daai oomblik toe Jesus hierdie verklaring maak, ek is die Seun van God, toe vat die hoëpriester sy kleed so, daai mantel wat bo geweef is, en hy skeur hom van bo af. En hy kondig aan, van nou af sal daar nooit weer 'n aardse hoëpriester wees nie. Hier staan die nuwe, die hemelse hoëpriester sal staan voor my. Is dit nie wonderlik nie? Daai mantel was geweef in een stuk geweef. En daai hoëpriester Kajafas het geweet daai oomblik, hier staan die hemelse hoëpriester. En toe Jesus sê ek is die Seun van God, gryp hy daai kleed en hy skeur hom. En hy kondig aan. Hier's die nuwe hemelse hoëpriester. Wonderlik die Bybel nie. Wil jy nie vanaand net vir hom dankie sê? By hierdie Pinkstertyd net vanaand sê, Here, dankie dat u so 'n hoëpriester is wat die hemele ingegaan het vir my. Maak groepies net soos wat die Here vanaand dit op